te wees. Waar was die remote? Ek is op my senuwees. Waar die remote is. O, daar is hy. Ek wil dit net nie te hard hê nie, want anders dan gaan hierdie nou okkies wees. Of course their wedding's going to be more of a TV production. Of course it is. It's a little bit of the behind the scenes deal, which normally nobody in weddings wants to release the behind the scenes because they want to release this image of like, but that's not what the fucking weddings are. This is what this wedding is. A treacherous night ahead for Florida as darkness begins to fall. More than 1 million Floridians have no power right now. Hurricane Ian made a monster storm that strengthened quickly overnight. Over 2.5 million Floridians were given mandatory evacuation orders in the days leading up to landfall. By 7 a.m., Governor Ron DeSantis warning it was now too late to leave. I always believe there's always reasons for shit, and like there's always like there's the good and the bad, right? So there's a reason why it worked out. So anyways. Okay, this is crazy. But the byproduct of all of it is like half-empty hotel, which is insane. So we get to kind of do more than what we want, probably make a little bit more noise than we want. How are we able to shoot in the pool by ourselves and there's not a human around? I've never seen that. In 30 years I've been coming here. This is shit show Crawford, yeah. But we wouldn't have it any other way. Like we kind of expected it. So. Jenny was at a wedding. You were somewhere and you're like, I'm just gonna stop. So this is 3 months ago. I'm just gonna stop back through Palm Beach. I'm gonna go meet with the team at the Breakers and just, see about a wedding. I was like, sure, honey, yeah, go see. I'm sure they have a bunch of Saturdays open. And I'm thinking this buys me 3, 6, 8 years because there's no Saturday open at the Breakers ever. So the next morning, true story, I just get an email that says Crawford Ting Wedding, 10/1/2022. So that's how I found out, yeah. But regardless, I feel like being here longer makes me feel like our wedding was longer. And I feel like we get to live a 5-day wedding. By your presence, you will celebrate with them today the love that they have discovered in each other. Marriage is a bond to be entered into only after considerable thought and reflection. By making this commitment today, Jenny and Rob's relationship will become stronger, better, deeper, and even more profound. Today, Jenny and Rob demonstrate their devotion to each other by dedicating themselves to a life together, and they will show their respect for each other by setting forth to honor the vows they have written and will share today. Their lives, which began on separate paths, will now be joined as one. So far, it's working out, which is... Oh, so far it's been the best 3 days being here, and it's only Wednesday. This is what we will keep forever with us. Show our kids. Yes. Grandkids. Yes. They'll think we're crazy, but yeah. They think you are crazy for sure. I'm normal. Sweet. Any other questions? Next question. Jenny and I have been the best of friends since I met her. She is lovely. Obviously, if you don't know her well,
She doesn't just walk into a room and go unnoticed. She has a presence. She makes you feel loved. She is beautiful inside and out. Everyone who knows her knows this. She has an incredible heart for Rob as well as for her really, really attractive friends and family. She's always positive, always rooting on her friends, always smiling. When I think of all these amazing traits Jenny has, looks, heart, smarts, it further proves the saying, opposites attract. Jenny came to America from Taiwan when she was 10, and in less than 2 years was fluent in English. Rob, Benny, what's your fucking excuse? They say there is always a little truth in a joke, and yes, Rob is a man of few words, but in my experience, it is because they are meaningful and carry weight. He's hilariously funny, especially between drinks 2 and 6. He also has a big heart that he can't hide, try as he might. And his loyalty and reliability are what you want in a best friend. How lucky you are sitting next to and being married to Jenny, as well as fortunate to have this group of guys here in attendance, on time, dressed in tuxedos on your behalf. And while I'm here to speak today as one of Rob's groomsmen, I'm equally proud to also call Jenny one of my best friends. I love you both, and I'm so happy to be here to celebrate you this weekend and beyond, assuming we are still friends after this speech. So please raise a glass to two people we all love so much we'd fly into a hurricane to celebrate them. To two amazing, perfectly matched, and hopefully very, very forgiving people, to Jenny and Rob. Crazy experience. Trying to relate it to other events that we do, you know, obviously it's different, but better. So. Everybody count 3. 1, 2, 3. Yes! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Stunning! Oh, it's so your princess! I love it. You always kind of get a quiet nervousness before an event. This one's a little different. I'm trying to figure it out. It's surreal. Today flew by already. I feel like I haven't done anything. Also, I haven't written my vows yet, so I gotta do that. All the important. Yeah. Didn't expect a picture of my dad. I didn't expect that. It was awesome.
What's up, everyone? I mean, you knew this wasn't going to be a normal wedding, right? Okay. So, Jenny and I decided to do this 90 days ago. You're fully aware how crazy we are. We're insane people, right? But we wanted to say thank you to everybody that's here because you're part of it. You're part of the insanity. You're our enablers. And we also thought it'd be fun to introduce the wedding party as they come out, because maybe you've met them the last 2 days, but they are some of our closest enablers. So I think it'd be kind of cool to give them a little Cali love. This is your world, Rob and Jenny. These are your people that are here today. This is your tribe. This is your community who will support you and hold you up no matter what. And sometimes you need help and support. Well, that's everyone in this audience's job. Lift up Rob and Jenny, please, with no judgment, unconditional love, and provide an ear or shoulder if so requested. They will need it, and they will utilize it. It truly takes a village, and Rob, Jenny, this is your village. Rob and Jenny are not afraid to walk on their own path or to the beat of their own drum. They are always searching, questing, listening, exploring. They are always observing and looking to grow. That is what gives energy to their lives. Growth, change, evolution. The moment you stop evolving, you stop living. They're true friends who love all of us with no judgment and eternal passion. And I know everyone in this room feels that way. Jenny and Rob have built a beautiful and powerful bond, but today they want to share it with their village. The love of a parent knows no conditions or boundaries. Therefore, a father will never give away his daughter. Rather, I would like to ask you, Mr. Ting, do you give your blessing for the union of Rob and Jenny today? I do. That's a good start. That's a good start. All right. Oh, God. Thank God. Okay. For thousands of years, men and women have exchanged rings as token of their vows. Let these rings be a sign that your love has a past, a present, and always a future. The more I thought about it, there really aren't one or two things that it's like the bell just rung and I'm like, you're the one. It's a combination of thousands of those moments. It's a gradual progression to just know that you're the one. There's something pulling me back to you, and it's just where I want to be. Call me crazy, but after 10 years of meeting you, I'm still not sick of you. 10 years later, you still make me blush. You still make me laugh. Every single day, you make me feel like the luckiest girl in the world. When things feel impossible, all I can think about is you and how we're gonna fix it together. So I promise you, Rob, when life gets tough, we're gonna work harder. There's nothing we can't solve or fix. Rob, when my whole world is falling apart, you're always the one there to put it back together. You are my rock, and you've always given me undivided attention, the highest respect, and the deepest, truest kind of love I have ever received from a partner. It just feels right. You're the one, and I will protect you like you've never been protected before. You know that's how I am, fiercely, and I'll
do the best I can for as long as I'm alive. I want to be your love forever and ever, without break or decay, till the mountains crumble, the rivers run dry, when thunder rumbles in winter, when snow falls in summer, when heaven and earth come together as one. Not till then will I part from you. I vow to be your photographer. I will always shoot, always capitalize, always shoot horizontal unless asked for vertical. No? Who gave me that? Who gave me that? Oh my God. Every day, Rob says, I love you, babe, 700 times. 90% of that, I give him a nod or thanks, babe. I'm working on that, and I can't say it enough. I love you so, so, so very much, and I don't say it enough. I promise to continue my focus on health by getting 10,000 steps every Saturday from 10 a.m. to 6 p.m. at Lakeside Golf Club. Unless, of course, it's no cart paths only. And you're the reason why I believe in love. Watching you love Lexi, show me what an incredible dad you will be soon. And I can't wait to have so many babies. It is my great honor and delight to declare you henceforth to be husband and wife. You may seal your vows with a kiss. And ladies and gentlemen, I now pronounce you Rob and Jenny Crawford! Jenny and Rob, you guys have built such a beautiful life together, especially with Lexi, mostly with Lexi. And we're so happy for you guys for making it official and being Mr. and Mrs. Crawford. Thank you so much. Yay, congratulations! Congrats! No, what? Are we good? Oh, gotcha. Okay. Anyways, sorry. What do we have next? Or am I just? Is it music or what's happening? Okay, I had no idea. I told you. I feel like there's a setup coming. Thank you so much. We love you guys. Cheers. Hi, baby. Cheers. Make some noise for your bride and groom. Right now, I need you to focus your attention onto the dance floor. We got a special something for you right now.
that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band about that money, break it down. Children growing, women producing, men go working, some do stealing. Everyone's got to make a living. Fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. 369, damn so fine. Pull the trigger, suck it to me one more time and roll. Get low, get low, get low, get low, get low, get low. To the window, to the wall, to the wall. I sweat drop down my ball, my ball. All these bitches crawl, crawl. These people, motherfucker. See you get low, you stay, turn that ass to the floor, you stay, turn that ass, shake it back, turn that ass to the left and right, now back it up, back it up, now stop, then wiggle with it, stop, then wiggle with it, 369, damn so fine, pull the trigger, suck it to me one more time and roll, get low, get low, get low, get low, get low, get low. Make some noise, make some noise, make some noise! And right now, everybody get on the dance floor. The party continues for the rest of the night. Those are things that I'll look back on and probably forget until we see something like this. Right? 5 years from now, are you going to remember all the little details? Probably not. No, Yeah. 2 years from now. You'll be like, yeah, there's a hurricane. You'll forget grandma, hurricane, breakers. all Everybody, the other flights details. canceling, people had the craziest. What am I talking about? Your wedding dress. My wedding dress wasn't even here. Today it's Wednesday. Today's Wednesday. At what? Like 8 o'clock, 8 p.m.? Have you seen your completed wedding dress yet? No. Cool. That's it. That's fucking badass. Ek kan nie met die. Dit is 'n fliek. Ja. Dis surreal. Ja, maar soos ek gesê het, daar's so baie goed hier. Ook ek hou daarvan dat hierdie die closing soos hy gaan nie weg nie. Dis we my son motherfucker. Dis nie soos we my son. Fade to black nie. Dis we my son. Nee, daar's so baie goeters wat dis hulle. Maar wat is hulle lewe ewen? O, nee, solidly. Ek meen, daai's nie normaal nie. Normale mense doen nie dit nie. Soos ek het een keer gehuil en op 2 plekke amper gehuil. Ja, waar?
Ek kan nie eens onthou nie, maar dit was alles in die build-up though. Ja. Want ook obviously, dan is die mees Afrikaanse, mees Afrikaanse gesegde. Fok ek alles nou net oor. Ek's bietjie gerattel. Ook alles analiseer, maar ook die eerste van daai shot wat sy na hom toe hardloop is 2 keer in. Ja. Maar die eerste keer was dit toe alles soos donker word en dan hardloop sy na hom toe. En dis dit net vir my so mooi. Dis so wholesome aan die begin. En ook hoe sy van swart na wit progress en almal anderste is swart. Dis net dit lyk asof dit produce is. Ja. Ja, dis presies dit, maar weet jy wat? Sy spesifiek is gebore vir reality TV. Maar dis want ek onthou jy het gesê sy het net gaan sit in die gang en sy soos she knows how to, there are people that know how to play for a camera. Sy's soos mense sal hierna kyk en dan dink hulle, o, jy het al gedirek om dit te doen en ek het nie. Maar presies daar toe sy op die stoel sit in die see ook, dan sien jy hoe haar oë beweeg Dis en dan insane. vang hy die lens en dan sy soos ja. Hoe dis net crazy dat jy kan nie iemand ja. in 'n oomblik by 'n troue direk om so op te tree. Ja. Want hulle is nie gemaklik nie. Hulle Ja. weet nie hoe om so op te tree Ja. nie. Dis net as ek vir iemand moet sê, okay, jy gaan sit, jy gaan jou hand laat val, jy gaan wegkyk en dan wil ek jy moet met attitude terugkyk vir 'n oomblik. Ja. En dan moet jy weer wegkyk. Ja. Jy kan nie dit vir iemand wat Ja. nie weet hoe om so op te tree Ja, wat sê ek nie nie. kan voel nie. Dis ja. Nee, dis belaglik en ek het dit vir Andrea ook gesê dat gewoonlik in 'n trouvideo het jy die groom half as 'n supporting character. Almal anders gee Ja. vir hom kleur. Ja. Hy het vir homself kleur gegee. Exactly dit. Jy weet presies wie hy is. Ja, maar ek dink ook dit is dalk oor die bietjie wat ek nou al geleer het oor wie hulle is en wat hulle doen. Weet, I mean, you're not going to make it in the industry if you don't define yourself. Ja. Soos ek onthou dit ook, dis hoekom ek van ons hoërskool hou ook, want hy maak of hy breek jou. Ja. Like you true. have to rise above this if Ja. you're going to make it, and they know how to rise above it. So hulle het hierdie attitude en mentaliteit dat bitch focus on me, want daar's niemand anders nie. En ja, daar's 60 mense rondom my, maar daar's niemand anders nie. En dis wat hulle albei gedoen het ook, maar hulle komplementeer mekaar so mooi. Ja. Nee, hulle is 'n fucking power couple hoor. Maar ook daai wat die ander ouetjie gesê het, was dit die groom, maar dit Rob wat dit gesê het. Ja, dit was Rob. Hoe gaan ons in die swembad van die breikers skiet en hier's niemand nie? Ja. Like, come on. Hoe is dit moontlik? Hoe werk hierdie net? En hulle het die depth perception om te kan sien, ons het hierdie playground gekry nou, met hierdie fucking dramatic backdrop. So let's play into the drama of it. En alles is ons. En eerder as wat ons nou soos, ag nee, maar ons wil sunshine and rainbows. Dis so waar wat jy sê, dat hy kon insien dat die feit dat daar 'n raging hurricane is nie 'n downside nie. Ja. Dis asof hulle die breikers uitgekoop het. Want daar was Presies. supposed om 'n konferensie te wees wat gekanselleer het. Beteken hulle daai hele flippin hotel vir hulle self gehad. Ja, want die konferensie, ek meen as ek dink aan ons internasionale wetenskapkonferensies, is dit 2000, 3000 mense. Ja. So almal boek 'n kamer, dis die convention center wat geboek is, dis catering wat geboek is, alles en nou cancel hulle alles. Niemand gaan in die middel van 'n orkaan gegoue kamer by die breikers. So dis die gaste wat oor is basically. En alles is hulle. Breikers buyout. Hy het dit in sy speech even gesê. So dit soos ja, dis insane dat jy daai venue kry alleen. Ja. En jy het hierdie couple, maar ook plus die backdrop van drama. Ja, daar's 'n actual hurricane soos going on in the background. Want ek dink aan die Sting video wat ek gemaak het en dit was 'n vibe. Ja. Ja. Ek soek dit. Ja. Maar ek wil hierdie. Ek weet. En ek sal my budget verdubbel om hierdie te kry. Ja. Want hier I can't put this into words. Ja. Ek kan nie hiermee, ek kan nie.
Dis hoekom toe jy die teaser vir my stuur en die closing shot is daai director's chair en die power dis so magtig dat hy so in die agtergrond woed die magtige oseaan en die labeltjie maak so in die voorgrond. Dan sê net soos wat gaan hier aan? Hoe kan hierdie 'n troue hoekom why aren't we in bombshell? Maar dan onmiddellik is hierdie twee net soos hierdie is ons playground. Ja. Ons maak hierdie onsin nou. Sy sê ten spyte van dit gee dit vir ons die opportunity om 'n 5-dag troue te hê. En ook dis vir my so metafories oor die huwelik ook want in hulle vows en alles wat gebeur het, alles hoe jy die goed te mekaar afgespeel het, hulle persoonlikhede is so okay. In die werklikheid is hier 'n orkaan, but I said I'll commit to you, so I'm committing to you. Ja. En dis above all wat die huwelik is. Dis net soos cool. Ja. Al hierdie news blurbs, al die hele fone wat brandalarms geskree het vir julle. Niemand weet hoe om stil te maak nie. Jenny en Rob is so back up. We's getting married. Okay, Trump. Nee, dit was Biden toe al. Ja, fuck. Trump is lank terug, maar ons almal is getraumatiseer. Wel Trump is letterlik hy bly soos 'n paar kilometer van daai restaurant, van daai restaurant hotel af. Die FBI het 6 kilometer van daar af sy Mar-a-Lago estate gestorm. Ja. Okay, back in the country. Hy bly nie daar nie. Ja, dis net. Hy moet 'n bomshelter gaan bly, maar anyway. Ja. Maar dis net ja, ek weet I can't. Ek verstaan nou hoekom mense sê dis net Google We Must Song en hierdie video speel van begin tot einde. Ja, and that's it. En hy lock op We Must Song. Net met 'n hyperlink. Jy kan hier klik as jy wil. Ja, maar wat meer wil jy weet? Hoekom wil jy as jy klik? hier klik, gaan hy 'n e-mail oopmaak. Ja. Sê vir my. Already drafted. Wat is jou datum? Nee, en ek dink hierdie is ook waar jy wil inbeweeg nou. Want ek weet jy haat troues omdat jy nie haat nie, dis is sterk. Nee, dis dieselfde bullshit oor en oor. Maar as jy hierdie kry, as jy mense kry wat weet hoe om vir jou lens, dis wat ons ook bespreek het toe ons my chemie video's gemaak het en dis hoekom ons besties is, want ek voel asof ek weet hoe om voor 'n kamera op te tree en jy weet wat jy agter 'n kamera doen. En dis min dat mense daai compliments kry. Ja. Mense is ek het nou die dag 'n video gekyk van 'n meisie wat sy staan so met haar hande en maak sy altyd so. En dis 'n reel. Iemand staan met 'n foto, met 'n foontjie en neem jou af en jy staan, "Welkom by hierdie bla bla bla." Calm the fuck down. Come on. Maar dis wat hulle is ook en ek dink dis waar jy wil infeed want ek dink jy's moeg vir mense wat jy sê ek wil hê jy moet so sit aan die handjie en dan doen hulle dit en dan sê ons gaan dit nou weer doen en dan Nee, asseblief vir my emosie gee. Ja, en dis draining want jy moet direct en jy moet jy dink aan wat jy moet edit, jy moet jou camera skills doen, jy moet die beligting, jy moet alles doen en dis hoekom jy draineer, maar as jy by sulke goed uitkom wat jy net kan, you just have to do your job. Ja, letterlik. Nee, dit is so. Hulle het die ability gehad om Robert na my toe gekom. In daai eerste interviewtjie wat jy gesien het. Hy het nie geweet ons neem hom af nie. Oor die of course it's gonna be a movie. Ja, hy het nie geweet ons neem hom af nie. Die eerste shot waar hy ook sê hoe het ons die swembad gekry. Ja. Hy het net gesit en begin praat oor wat hy soek. En toe's ek soos kom ek rekord net hier. Die kamera was op 'n tripod en toe draai ek hom net. Ja. Ek rekord en toe probeer ek vir Donovan kry dat hy van die kant af rekord en Henry sit toe haar voice recorder op haar foon op en sy soos ons moet hierdie net rekord vir rekord. Sit sy die foon langs hom neer. Jy sal sien as jy dit weer kyk. Dis net soos ons drie het net soos een unit gewerk om te realize we need to record this. Ja. En hy praat oor hy wil hê dit moet behind the scenes wys en weet this is what this wedding is. Ja. En toe sê ek okay, jy wil nie ek weet dit gaan nie net heeltemal reality TV wees nie. Ons moet nog steeds sê dit moet fucking classy wees, maar ook, ja, dis wat ek dink hy het ook gesê, ek voel baie Amerikaans nadat ek hierdie gekyk het want ek sê baie maar jy wil die authenticity hê in
BTS, maar jy wil ook die super well produced product hê. Ja. So jy wil daai val in die laag Fuck, water met die so kop wat gelaag. aan sou klaar sê. Maar jy wil ook die kandelare en die sit in die aisle met die kersies aan die kant. Het die beligting regtig so gedyk of het jy dit daar toe jy van agteraf ingekom het en die gaste so donker? Ek het niks gedoen nie. Jy weet, hierdie is presies my probleem met hierdie troue. Is mense gaan ons boek en dink hulle video's gaan so lyk en dan sê ek But so you have to give me something to work with. Jy moet so seker maak jou beligting is on point. Ja, ek het gedink jy het dit soos in post gedoen. Ja. Nee, ek het want die gaste is pik en dan sien jy die kersies en die kandelare voor jou en hoe syn ek Nee, want jy het gesien kyk, daar's ligte bo die gaste, maar daar's kersse in die aisle. Ja. En hulle het die ligte bo die gaste gedim in die seremonie. Dus dit net die kandelare voor wat aan. Hoekom doen ons dit nie? Jy weet, want ons kan so- nie. Ons bou nie 'n kapel met dimmable fucking downlights. So 2 weke terug toe het ons Kaap toe gegaan om 'n troue af te neem. En gelukkig weet ek hulle gaan nie hierna luister nie. Maar dit het my net getref toe ons gaan. Toe vra ek vir Henry, wanneer het die Kaap so kitsch geword? Vandat jy in Florida was. Ek wil nie hierdie kak afneem nie. Want dit is net dieselfde bullshit oor en oor. En ek voel asof ek gebreek is na hierdie. Ek verstaan dit totaal en Janus Erasmus het dit vir my gesê dat ek kyk met 'n internasionale oogpunt na goed omdat ek so baie van flieks hou. Ja, dit is so. Ek scrutinise sy produksies volgens wat ek op Broadway en die West End al gesien het, want dis hoe dit moet wees. Ja, maar jy weet, hoekom nie dit doen nie? Presies. Maar en dis wat jy nou besig is om te doen, want ja, die deursnit Suid-Afrikaner is gewoond aan die kyk net film factory wat ook al Fucking bullshit is. Ja, want dit is wat die mark kry. Die mark gaan nie Cinema Nouveau toe gaan nie. Die mark gaan nie teater toe gaan nie. Die mark gaan nie hierdie video kyk en dink ek soek dit nie. Die mark soek lekker, gooi my nog 'n whisky. Dis ek weet nie wat die lyric is, maar dis we are defined by what we by die hart van vol is loop die mond van oor en dis presies dit. Dis ons stel onsself net bloot aan 'n selective ek weet nie, soos goetertjies aan hierdie is wat trou video's is, want ek val in my friends en my friends het hierdie produce toe hulle getrou het en so goed. So, hier is my mooi, ek wil ook deur 'n fucking tipe grostes veld hardloop in die winter en dan moet dit warm sepia oor fucking alles wees. Want dis wat ja, en I mean I don't knock these people vir wat hulle doen, maar dis nie wat ons wil hê nie. Dis moeilik om ordentlike kwaliteit goed in hierdie land te maak. Ja, en maar ons het ook net soveel landskappe. Dat wel, as mens kyk wat die venues is of veld of Kaap of bos. Wat is bos even? Woud. Maar dit is ook op die agtergrond. Ja, mense trou nie daar nie. Dit is die veldfoto's. Mense wil in die wynlande trou. In die wynlande, presies. En dis hoekom ons saturate, dit is want almal doen dit. My neefie het in landskap in Stellenbosch getrou. Ja. Die mooiste woude, die mooiste berge, vlaktes, hulle so op 'n koppie met die berge in die agtergrond. Hulle het orgidee vol pilare gehad. Beautiful, but that's what we have. Ja, maar jy weet, hierdie is dis iets wat ek agtergekom het van Suid-Afrikaanse goeie trouvideo's is nie almal nie, maar baie van hulle rely op die landscape. Presies. Die landskap moet opmaak vir die boringness van 'n troue. Waar hierdie. Maar jou nou ook. Ewen dan was daar nie 'n hurricane nie, jy weet. Maar ook dis jy, Leonie. Dit is nie dit is jy's 'n filmmaker. Jy's 'n editor. Jy weet wat die mag van edit en dis hoekom ek my shit verloor as ons stupid dinosaurus videoetjie maak. Dan dink ek, want ek onthou toe ek langs hy gesit het, toe sê ek soek 'n en toe sê soos o ja, bla bla bla, weet nie wat dit beteken nie. En weet nie wat jou lingo daarvoor is nie, maar dis wat ek soek daai goetertjies, want ek het nie die terminologie nie. Ek weet nie wat ek wil sien. Maar in trouvideo's is presies wat jy sê, dis mense wat dink
as ek aan Johannesburg Neeson dink, dit is 'n mooi venue. Dit is in die veld. Dit is 'n boom met 'n sand en 'n dit en dit en dit. Ek het nie hulle trouvideo gesien nie, maar ek kan aanneem dat dit is 'n slow pan tot op hierdie silhouet van hierdie dooie boom en dan staan die tweeetjie super romanties. Niemand dink daaraan okay, hoe gaan ons die edit kry om die scenery te komplementeer nie. Dis asof ek dit geëdit het. Ja, we don't know. Ons weet nie wat hierdie mense gedoen het. Nee, maar oor die algemeen. Ja, maar sit mense die klips ding, aan mekaar. Weet jy wat, dit voel net vir my in Suid-Afrika daar baie standaard manier begin develop om 'n trouvideo te doen en dis nie bad nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Dis net dat wat generic 10 jaar terug was is nou kak en wat 10 jaar terug wow was is nou generic. Ja. Dis baie cinematic van 'n slow-mo. Dit net om mooi shots aan mekaar te sit makes not a good movie. Ja, en dis wat ek al 'n vorige keer vir jou gesê het en ek dink ek het dit vir jou gesê van 'n Henry foto ook. Dat mense dink jy slap 'n black and white filter en dis vir my maklik om alles te kritiseer. Ek's basically Simon Cowell. Ek kan nie sing nie, maar ek weet waarvan ek hou. En om 'n black and white filter op iets te drop is nie goed genoeg nie. Nee. Jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie net 'n fucking slow-mo ons hardloop moenie. En dis die verskil tussen die fucking industrie en jou. Want weer eens, jy's 'n filmmaker wat weddings as 'n backdrop film. Dis nie dat jy 'n trouvideo maak nie, jy maak 'n fliek van 'n troue. Ja. En dis die verskil tussen hierdie en wat ook al die industrie vir ons gee. Dis hoekom ek raak en vir jou 'n voice note stuur op pad na 'n chemie prakties toe en vir jou sê, maar hoe gaan ek hierdie kan kry? Want ek soek Ja, maar jy weet jy wat? As ons dit reg beplan en almal instem, dan sal geen rede hoekom mense dit in enige situasie kan doen nie. Ek hoor Jy het tyd nodig want ek het toe ek het met Michelle oor gepraat dat ek voel asof ek die Women's On pakkette moet restructure. Moet restructure dat jy die Latimer pakket kan kry wat die Italië troue is, wat 'n troue is wat op een dag plaasvind van A tot Z. Hierso boom, daar sê dis gorgeous, beautiful, daar's jou troue. En dan kan jy die Crawford pakket vat wat hierdie is. Wat beteken ons gaan vir 2 dae voor die tyd extra shoots doen met interviews en ons gaan hierdie ding produce. Ja. En dan na dit maak ons die Oxford pakket wat jy boek my vir 3 dae voor die troue sodat jy al hierdie oor hoe die evacuation plaasvind. Nee, maar ook dit gaan oor die build-up want jy's die dag voor die troue daar en die troue. Cool, nou sit hierdie. Maar nou kry jy die top tier package wat die build-up ook nou maak vir my 'n uurlange video. Ek sal betaal wat alles daarvoor. skryf van die prep. Jy arrive. Ja, wat ek al jy vir my vertel het oor Henry omdat Henry is, kan sy vir mense sê kry 'n Mustang. Ja. Ek soek 'n Mustang in hierdie video. Ja. Dis wat die Oxford, ek het dit nou net uitgekom. Die Oxford. Die Oxford, want jy het gesê Crawford. So nou. Crawford se van. Ja. Okay. Ek dink dit is soos Crawford fancy. Nee. Michelle. Ons chat net oor troues. Jy's awkward. Oor daai goedertjies oor ek soek alles van you arriving waar was dit? Dit was in LA. Ja. Touchdown in LAX. Want dis wat my gaste gaan doen. My gaste moet ook hierdie video kyk en voel hierdie is hulle storie ook. Ja. Dis nie net my trou video nie. Ja. Dit was jou naweek. Ja. Ek kan. Ja. Hierdie is amazing. Maar die enigste probleem met al hierdie goed is dat iemand moet die budget hê om vir dit te betaal. Want ek gaan nie dit vir niks doen nie. Maar ook dis wat ek vir Janus gesê het nou die dag en hy dink dieselfde as wat ek doen. Al wat jy oor het na jou troue is jou foto's en jou video. So ek wat jy weens gaan daai prioritiseer. Want ek soek Ja, sal net vir my bring. Salami? Dat jy wil Lani, dat jy vir salami gee.
Vat die piesang asseblief. Gee jy die kat. Dink sy is in die shot, ek weet nie. Well done. Nee, dankie julle. Dankie vir die piesang. Maar Ek ja, moet nou ek Uber Eats download, sorry. Ek voel asof ons gepiek het. Ek het vir Andri gesê, ek weet nie wat doen ons nou nie. Ons gaan nie weer daai troue kry nie. Ons gaan nie weer daai kliënte kry nie. You don't know. Want jy post hierdie en hulle begin dit share. Ja, maar ook in die spectrum van reality TV wat sy very much involved is in. Is daai bitches nie so sy nie. Sy's 'n real person. Wat funnily enough rarig baie van my hou. En dat ek weet Maar nie sy dat kan hulle jou- almal so bullshit is nie. Ja, maar ook sy kan jou pan. Sy kan sê soos ons weet nie wat gebeur nie. It's a what if. Ja, ek weet. O, die man met die brilletjie. Dis die baas van New Line Cinemas. Ek het daai piesang te gee. Letterlik. Nou jy genetwerk. Nee, ek het niks gedoen nie, Jewie. Ek sien daai mens nie. Hy moet die video kyk. Volgende troue kom ek saam. Ek sal netwerk. Ja. Ek kan nie 'n drone vlieg nie, maar of ek sal 'n sou nie hier en net my networking afneem. Ja, hy was die head producer op Don't Worry Darling. Ja, hy het dit in sy speech gesê die aand van die roast. Hy het soos jokingly geboast. Toe sê hy ja, hy is die producer van die nommer 1 fliek hierdie week, Don't Worry Darling. As ek kan boast, ek weet om te netwerk. Ja, jy doen. So Lelani, kry my net op die plek, ek sal die verhouding bou. As ek en my juffrou Wêreld se man mekaar kan voice note na een troue, dan is ek seker ons kan hom ook. Ek het met Janus hieroor gepraat ook, oor dis die Suid-Afrikaanse energie, oor hoe baie jy's director, jy's editor, jy's cinematographer, jy's lighting director, jy's al hierdie goeders. Dit sal nogals bold wees om my troue op te daag met 'n networker. Wat is sy job? Hy network. Dan is almal soos, who the fuck is this girl? Why don't I have a networker? Why? Oh my god, I best speak to a networker. Huh? It's valid. Oh, volgende troue, jy weet, volgende troue. Volgende international troue. Want ek is van die opinie dat weet, nou hierdie is ek net ons kan nie below a certain amount charge nie. Kan nie, mag nie. Veral nie as jy sulke produkte gaan neem. Nee, weet jy maar dis funny, jy weet, ek was so depleted. Nou hierdie troue. Nee, voordat ek hierdie troue geëdit Ja, maar het. jy het ook lekker vakansie gehou voor dit, het jy nie? Ja, ek het lank gevat om by hierdie bil uit te kom, maar dit was lekker. Hulle was beloof 'n 3 tot 5 minuut video en toe omdat dit so lank gevat het. Wel dan. Dankie. Toe voel ek nogal selfbewus oor dit en toe ek gaan kyk wat die pakket is, so ek soos okay. Sien ek vir mens, ek sê, so, julle trouvideo is klaar. Eerstens, jammer dat dit so lank gevat het, maar hy's 5 keer langer as wat hy moet wees. Ja. Julle het vir 3 minute gevra. Ek dink 'n feature, ek het dit opgesoek een keer, is 47 minute of langer of iets so weird soos dit. Jy het vir hulle 'n feature. Hierdie is langer as 'n sitcom episode. Jy het vir hulle 'n feature gegee. So back up lady. Stuur hom vir New Line Cinemas. Nee, wel, ek sal wel vir jou sê ek het agtergekom. Ek weet ek is goed behind the camera, maar my talent lê in editing. En dat editing is my ding, want ek het nou 'n ding gedoen vir 'n Adie het werk na my toe gestuur. En die ou, hy run 'n production company wat 'n klomp dokumentêre en goed gemaak het en ek het vir hom geëdit en toe sê hy vir my reguit dat ek is beter as sy in-house editor. Dus ek soos, okay, maar Waar is die kontrak? ja, kom on. Ja. Like, dan just compliment me. I need the money. Ja. En dit is wat jou video soveel anders te maak.
Ja. Want jy weet hoe om, ek weet nie hoe om te edit nie, maar ek kan dit raak Ja, sien. maar jy weet, dis die weirdste ding dat ek kan hier sit en dan sê ek soos ek weet nie wat soos jy kan dit analiseer en sê ja, daai en daai en daai daai. Ek gaan net op gevoel. Maar dit is okay, nou gaan ons hierdie goddelik maak. Dit is die verskil tussen skill en talent. Talent is godly. Jy het hierdie gekry. Nie soos jy weet nie wat dit is nie. Dit is net. Jy kan dit ek weet en ek gaan nou bys. Ek weet myne is entertaining want ek weet hoe om 'n audience te grip. Solidly. En ek kan dit nie beskryf nie, maar it's all about energy, interaction, bla 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 bla. Soos dis wat dit is. Niemand het dit vir my geleer nie, niemand het vir jou editing geleer nie. Jy voel dit net. En dan sê jy soos iets werk nie. Hier is nie lekker nie. Dit gaan phenomenal. Nou is dit great want ek het daai een dingetjie. Maar niemand dink aan ek wil hierdie zip zip insit of ek wil hê hy moet woep woep maak of Ja, maar dit is nie dit nie, né? Dis ek kyk na hierdie dinge en dan dink ek soos as ek dit kyk. Nou, 2 weke nadat ek dit klaar gemaak het, dink ek by myself, hoe die fuck het ek hierdie dinge mekaar gesit? Maar dis omdat jy jouself submerge in daai oomblik. Ja, maar dis weird vir my om te dink dat die hele ding werk, want ek het nie aan die begin toe ek begin geëdit het ek nie gedink aan die einde nie. Ek het aan die einde gekom en toe sê ek soos, hoe gaan ek die einde doen? En toe dink ek, wag 'n bietjie. Hy het iets gesê. Ja. Sit dit in. Ja. En dan somehow werk die hele ding as 'n geheel Maar en dan dis weet ek dit jy's 'n sim. Nou soos voel sirkel. Want jy lewe in retrospek, want jy het deur alles geleef, al die content gegenerate met jou second en third shooters. En nou sê aan die einde nou sê soos fuck. Hier's baie nou. Okay. Kom ons vertel die storie aan myself. Ons begin by die begin. Ons werk deur al die content en dan dis weer eens dan val talent net daarin waar jy die crux bymekaar kan sit. daai is dit is die probleem eintlik. Dat wanneer ek hierdie tipe goed edit en ek iets soos hierdie moet create, moet ek presies weet wat ek het die hele tyd. Ja. En dis 'n fucking mission. Ja. Om te weet wat jy alles het want op party troues is dit net Dis ek wil nie. Ja. Want dit is nie mooi nie. Ja. En dan gooi ek net daai werk. Ja. Daai werk. Waar met hierdie was dit alles werk, maar ook met hierdie. Ek het vir Andre gesê nie kronologies nie. Nee. En dis wat dis jy daai. Want nou is jy cool. Ons gaan dit sy naam toe hardloop in die middel van die orkaan. Maar dan 3 minute later gaan sy dit weer doen. En presies dieselfde klip. Unashamed gaan ons hier daarin sit. Want dit werk. Ja. En dan sit iemand soos ek en dink ek het hierdie al gesien. Kamera is dood. Maar dit werk. Kom is die kamera dood? It's amazing, really. Ek dink sy battery is dood. Seker. Sorne. Ja. Dit whatever, ons kan aan 'n chat. Hierdie werk nie nog Ja, die recording gaan aan. Ja. Maar ek verstaan hoekom jy sê jy dink jy het gepiek, maar ons weet nie wat gebeur met Jenny met Rob nie. Want hulle hou so baie van jou. Ek onthou toe ons gevoice note het toe jy gesê het jy wil staan in die tou vir die Daily Show. Gaan vra toe sê Jenny nee, stap dan hierdie one Iota uit toe en sê Rob sent you a message on Slack. Yep. Like that's fucking badass. Ja. Dis nie soos Suid-Afrikaners gebruik nie Slack nie. Yes, jy verstaan nie eers die mooi boodskapies wat sy vir my gestuur het nie. Dit is rarig. Ek is dumbfounded deur alles wat sy vir my gestuur het. Want ek het vir haar net gesê, hier is die video. Wag, kom ons kyk gou-gou. Ek het 'n piepie. Nee, jy gaan piepie. Ja. Wag, ek het hom al gekry. Ek gaan piepie. Hierdie gaan awkward wees as jy die audio het. Kan ek kies, Misha? Welke? So ek het vir haar 'n boodskap gestuur. Die 11de wat al flippe 9 dae terug is. Hi Jenny, you've got mail.
wanted to say sorry. It took a little longer. I ended up making the video about five times longer as we originally planned. There was so much great footage that I came to a crossroads. Make the short film of 5 minutes and leave most of the story on the cutting room floor, or take a little extra time and make this the majestic masterpiece of my career so far. Of my career. Solidly. How could I resist? I hope you and Rob enjoy watching and reliving and remembering the amazing time we all had. To reply, say, wow, I have been thinking about you lately, not because of the film, but just wondering how you are doing. This is also super exciting news. I cannot believe my eyes that we have the most exciting email to open. Rob and I cannot wait to watch this film. We must plan an evening dedicated to this experience. I can't tell you how grateful I am to have met you and have gained a friend like you in our life. Thank you so much for putting in the effort into our film. I know that it was worth the wait. We cannot wait to watch it. Thank you. Dis soos Dit maak vir my hartseer. Ja, ek was soos nie, dis vir my net mooi. Ja, soos jeez, Why are you like this? Ja, en sy het later ook vir my 'n boodskap gestuur waar sy gesê het dat sy en Rob soos ken die LA industrie en met hulle is intricately involved in it en dat sy voel ek het 'n special en 'n unique talent. Dus ek sê, "Jessie, van waar af kry jy daai? Het jy 1 of 2 video's gekyk en toe realize jy dit? Wat? Maar ook the positive feedback that you're bound to get. We have to act on that. Ek wil net nie soos ek wil hê dit moet in 'n ideal world wil ek hê dit moet lyn op beter en groter dinge as troues. En ek dink dit man alle industrie gee nie om oor fucking troues nie. Nee, dis 'n probleem. Dit voel vir my asof sy soos vir jou sy toets jou. Sy toets die water. Sy sit die Hansie Ingridie krummeltjie neer en sy kyk of hy hom optel. En ons as Suid-Afrika en ek dink dis wat my 'n goeie netwerk maak. Dan sê ek soos ja, kom ons doen hierdie. Maar ons kultuur dikteer dat ons sê nie mag nie. Dankie vir jou compliment. En dan staan jy in die wag want hulle moet jou soos foie gras in jou keel afforceer en dan soos fyn ek sal my droom laat wag. Ja. Maar dit klink vir my soos want sy hint. Sy sê vir jou ons ken die industrie en jy's anders. Okay babes, let's act on it. Like let me know if you have an opportunity, my visa's still valid. Nee, jy weet wat ons moet doen? Is ons moet 'n boss-ass short film maak. Okay, it's game. Want ons is 1 jump weg. 1 jump. Okay, ek hoor wat jy sê. It's solidly. Okay. Daar's hier is anderste wat in my bird toe ek gesê het, okay, ek's game. Nee, was dit solidly. Bella, the goose is dead. Nee, maar dink daaroor. Okay, ons moet we need a retreat. Dis nie 1 jump weg van 'n movie af nie, maar dis 1 jump weg van iemand wat ons op die regte pad kan sit. Ja. Om actually iets te kan doen. Ja. En ons is 0 jumps weg van iemand af wat super involved is met talkshows en shit. Ja. Ek meen jy weet dat as jy nou Amerika toe vlieg, gaan ek 1 message stuur en jy gaan 'n kaartjie hê vir Jimmy Fallon. Ja, en ek weet dan as Fergie vir my gesê het ek wil 'n foto saam met jou neem, dan kan ek dat Jimmy Fallon dat ons ietsie uitfigure. Hier okay. We need a retreat. Soos wat ons met julle naweek met jou verjaarsdag naweek. We need that, but we need to dedicate. That was a bunch of loaded fucking ideas and whatnot. Ja, ons het net gedonder in dit. Ja. Ons moet ingaan met die idee. Okay, we're going to do something. Ons shorts gebrainstorm met in Hiddensberg. Ja. Dis wat ons nodig het. Ja. Ja. Ek het so 'n bietjie met ChatGPT gepraat oor moontlike idees vir dokumentêre goeders. Hy het baie goed opgekom actually. Dis cool. Nee, jy weet, AI neem oor. Maar ook ek het aan gedink toe jy het my gesê jy het met AI gechat om idees te kry. Ek dink dit is die toekoms. Ek weet mense dink en is bang soos wat jy ook vir my gesê het oor die images wat hy generate oor daai
boek op my bed en die goed wat hy vir jou geregenerate het. Ja. Ook het ek so cool gevoel dat jy gesê het, daai is een van jou gunsteling foto's wat jy al ooit O geneem ja, het. solidly. I just love that I'm part of it. Maar ek dink dit is die future van AI. Ek dink nie mense hoef te worry dat AI dit gaan oorneem nie. Ek Weet dink jy weet- AI gaan as 'n soos 'n Nee. consultant om 'n lit review te doen. Ja, ek sal vir jou sê hoe ek voel oor dit is dat as jy nou bewus is of net maak jouself bewus van die feit dat AI in jou industrie is, hoe is dit in jou industrie? Ja. Sien dit en begin dit nou Ja. utilize sodat wanneer hierdie ding begin oorneem, hy gaan nie jou job oorneem nie want jy gaan die een wees wat hom implement. Ja. Jy moet nie die een wees wat jy's obsolete. Hy gaan solidly jou werk oorneem as dit gaan oor image generation soos daai goed wat jy vir my gestuur het. En as dit is waarby jy stiek. Maar as jy sê cool, ek kry nuwe kreatiwiteit van AI af en ek generate dit wat AI nog nie kan source. Dude, een van die grootste developing jobs op hierdie spesifieke oomblik, prompt generator of prompt engineer is wat hulle noem. Jy moet nou besig wees om met die AI te interact. Ja. En dit is ek weet dit is seker nou 'n ou argument, maar dis oud in 'n wêreldse konteks, nie in 'n Suid-Afrikaanse konteks is social media management. Want ons steun nie daarop nie. Wayne het vir my, hy het vir my boodskap gestuur dan. Wayne het vir my gister gesê dat die proefplaas so in awe staan oor die stupid FPLRS en chemie like, come on, it's not anything en ook chemie. Ek moet my laptop vat en vir jou 'n bietjie wys hoe werk Midjourney. Wat is Midjourney? Midjourney is die site waarop ek daai picture gegenerate het van ons voor die trein. Maar dit is soos mense vergeet hoeveel daarin gaan. En so almal dink ons moet 'n Instagram begin en dan sit hierdie half-assed bullshit. Jy kan nie net 'n profiel begin nie. Ja. Jy moet volhard in dit, hè. Ja. En toe hy het vir my gesê die plaas is moeite beïndruk met shoppers. Daar gaan niks op daai page aan nie. Ek's die enigste content Die bar is laag vir die IP. Baie. Maar die goedjies wat ek doen, ek volhard my bietjie meer in chemie want ek spandeer 3, 6, 9, 12, 15, 18 ure 'n week in 'n lab vir die eerste jaar. So dis maklik om die content te generate. Maar mense vergeet dit. Hulle dink ons moet 'n page begin en dan post ons elke nou en dan. En dis dieselfde met AI. Like you think it's gonna, ons moet hierdie doen en dit is nie so nie. Just utilize. Ja, ek dink daar's baie vrees. En mense wil hulle kop in die grond steek as gevolg van dit. Dat jy wil net maak asof dit nie gaan gebeur nie. En die feit is dat AI gaan so 'n intricate part van ons dag tot dag lewe wees. Jy gaan dit gebruik vir alles. Jy gaan nie meer Google nie. Ja. Want wanneer ek nou iets wil weet, dan dink ek 2 keer by myself, wil ek vir Google vra en Of gaan vir soek deur AI. sites of wil ek vir AI vra en 'n reguit antwoord kry? Dit het nou by Talita se kerel se partytjie gebeur wat hy het my gesê hy het vir AI gevra om 'n kennisgewing brief te skryf. Ja. Dit het al klaar in Afrikaans even. Wow. Ja, en I don't fuck around with AI. Ek het nie tyd vir hierdie bullshit. Nie dat dit bullshit is nie. Jy moet. Nee, maar in die wetenskap en spesifiek 'n PhD is dit 'n bietjie anders. O, jy dink dit. Maar die AI kan vir jou 'n PhD skryf. Ja, en mense gebruik dit, but I mean with die punt van 'n PhD is om die kennis te genereer wat nog nie bestaan nie. If you want AI to do it, you can prompt it. Ja. Want baie ek dit spesifiek verstaan, moet wees nou. ja, Kyk, jy moet scan hy weet oor alles wat bestaan en dan moet genoeg bestaan sodat hy dit kan survey basically en vir jou 'n conclusion kan trek. So ek kan vir hom my resultate gee en hy sal dit vir my kan interpreteer en skryf want hy reference dit dan anders. Maar hy gaan nie die resultate kan genereer nie. So ek het vroeër vandag 'n agtergrond gesoek
vir die Wimazon page. Ja. En ek het 'n foto gehad wat so 'n tool was wat op die vorige site was. En toe ek vra vir Michelle, toe ek soos ek het nou die site gewipe. Ek het nie die image gesave nie. Wat die fok gaan ek doen? Toe sy soos vra vir my journey. Toe ek sê, "Oh my word, jy is heeltemal reg." Toe het ek 'n paar iterations van 'n ding gedoen. Toe het ek eers gevra vir tool, en toe vra ek vir 'n Italian Coast City. Toe het ek soos nee, Greece. En toe sê ek soos nee, black and white New York cityscape. Maak hy hierdie images of Hy is dit soos 'n generated. image Nee, search? hy generated. Toe het hy vir my hierdie 3 gegee, toe kies ek daai ene en toe het ek hom upscale en toe sê ek so, okay, so gee vir my 'n prompt weer. Vir 'n prentjie. Ja, maar wees soos realisties oor dit. Moet dit nie stupid maak nie, soos Onthou die die fucking stupid. beertjies teen die boom. Nee. Okay. Jy kan ewen 'n famous person in dit inbring as jy sou wou. Maar dit is 'n talent om aan te leer hoe om te prompt. Okay. Laat ek vir jou so vra. Portrait of landscape? Landscape. Okay. Ja, portrait. Portrait van 'n mens? Ja. Okay. Hoe moet die mens lyk? Aged. Okay. Super wrinkly. Super wrinkly old person. Ja. Okay. En ek wil rook hê. Hy of sy moet rook. Female of male? Ons gaan met female. Krulle in die hare. Soos terrible make-up wat gesmudge is. Okay, wag jy nou eers. Oh shit, ek het was goed opgetrou. Ja. Oh shit, ek wil Uber Eats download. Is 9 uur, restaurant is nog oop nou, nee. Yep. Ek het nog niks geëet. Is Mr. D beter as Uber Eats of andersom? Uber Eats is beter. Mr. D is nie bad nie though. Okay, sê vir my, wat se tipe agtergrond wil jy? 'n Birchwood vote. Ek gaan nie beloof dat hierdie gaan werk nie. Ja. Maar we'll see. Waar my stokkie? Oh my. Nou generate hy. Wil jy Jimmy? Ja, ek's okay. Ek moet jou nou eens. Ek dink dit is okay. As ons iets moet eet, ons 2 minute noedels eet. Ek het al vergeet dit bestaan. Ons eet dit elke tweede aand, maar met 'n bietjie mixed veg by. E-mail. Ja. En nou, jy weer? Okay, sy het nie smudged make-up nie, maar you get to pick one. Daai. Eerste ene. Ja. Okay. Maar ek het al daai Wes Anderson images hier gegenerate. Ek het daai Wes Anderson gefavorite. Dit is vir my amazing. Ek gaan nou opskraal en sal ek jou wys. There you go. Okay, wag. Sy het nou nie smudge make-up nie, maar What ja. the fuck? En dis daai image bestaan nie voor hierdie oomblik nie. Wow. So ons bietjie opgaan. Ons het vir Michelle 'n paar images gegenerate.
portraits wat sy kan doen. Sy het hierdie ene gedoen. Sy het hom nou in Van Lego daai? goedjies in. Wow. Ja. En hier's Andy Warhol. Nou is ook 'n foto van hom wat nie bestaan nie. Fucking crazy. Okay, wag, kom ons gaan ver op. Maar hierdie was wat ek gecreate het. Dis baie ver. Wat? Charles Street. Charles, van jou af. Ouma, hoe waar? Hy gaan voet in die ring toe. Wat is hierdie adres? 70 steenloper. Ons kan seker maar hierdie ding stop. Dan. Okay. Ja. Hierdie is heeltemal nog 'n podcast ewen. Ja, en gaan geen video, gaan net video in die eerste helfte wees. Ja, maar dan drop jy nog 'n static soos wat jy altyd doen. Yep. Okay, dankie nie dan nie. Goodbye. I'm sorry. Ek so jammer.